Ek is Lucelle. Luister gerus Oasis radiostasie waar daar wonderlike liedjies gespeel word, waar ons geestelik groei en almal saam die Here kan grootmaak. Ja, jy is ingeskakel op Oasis FM, die radiostasie wat vir jou lewende water bring, maar saam met die lewende water ook hoop, verkwikking en sommer reg vir hierdie groot Kerstyd wat op pad is. Nou ja, ons is in November, kan jy dit glo, reeds die 3de November. My naam is Gabriel van Eden, ek is jou gasheer en jy's ingeskakel op die program Eer aan God. Saam met my in die ateljee het ek vir Cornelius en Marna Lou en ons gaan vandag lekker saam kuier. So ek weet nog nie of ons dames eerste sal sê of mans eerste nie. So Cornelius, kom ons gee vir Marna 'n kansie om so ietsie van haar kant te vertel. Hallo, I'm Gabriel. Ek is gebore hier in Niemandsdorp. Ek is gevestig in Jeffreys Bay. Ja. My ouers is hier so en my ouers was in die polisie. En ja, was in Laerskool Jeffreys Bay, Nico Malan. Ek ken net vir Jeffreys Bay. So jy's 'n regte plaaslike meisie. Ek is 'n regte plaaslike meisie. Of soos ons nou sal sê, jy's 'n local. Ek's 'n local, 100%. Ja. En Cornelius, nou wat se soort local is jy? Van waar is jy? As ek net gou kan begin, jy weet hier waar ek sit, terwyl ons gesels, ek dink so aan Filippense 4:4, wat sê, wees bly in die Here altyd. Amen. Ek herhaal, wees bly. So vanmiddag is ons opgewonde om hier te wees, ons is bly. Ja. Soos gesê, my naam is Cornelius, ons het, in 2012, het ek saam met my ouers hiernatoe verhuis. My oudste boetie was oorlede in Uitenhage in die polisiediens. Okay. En ons het toe almal besluit dat ons gaan Jeffreys Bay toe kom, my pa gaan nie by die polisie werk. Ja. En ja, vanaf 2013 het ek by 'n plaaslike publikasie aangesluit, Ja. as hulle bestuurder, en so tydjie het aangegaan 2016, het ons te besluit ons gaan so 'n bietjie nuwe staf aanstel by die publikasie en sy het eintlik ingekom vir onderhoud. Okay. En dis waar ek haar ontmoet het. En 2018 het ons getrou en 2019 Caleb was ons eerste seentjie wat gebore is toe, die 7de Feb 2019. Ja. En net mooi 18 maande daarna, 17 maande, Ja. toe kom Kayla. So Okay. ons noem hulle is ons 2 orgelpypies. Ja. Ja. En ja, ons kan nie lewe indink sonder hulle nie. Ja. En ja, 2018 het dit toe ook nou so gekom dat hierdie publikasie toegemaak het. Ja. En ons het toe saam besluit dat ons gaan ons eie besigheid begin, met die kennis wat ons reeds het met dit wat ons doen. Ja. En ja, en ons het toe soos die mense dit nou al ken, die Kouge Advertiser booklet, het ons letterlik toe met R200 in ons sak begin. Mens. En ja, dis nou al 7 jaar later en ons is nog steeds aan die gang. En ja, dis so 'n bietjie wat ek kan sê van my en dan, ja. Dis wonderlik. Marna, so jy het 'n werkie gaan soek en toe kry jy 'n man. Ek het 'n werk. Ja. Ja, dit was nogals vir my omtrent interessante, want dit was dieselfde tyd wat ek so 'n bietjie 'n dip in my lewe gevang het. En ek weet ek was op die punt ek wil my lewe verander het. Ja, ja. En ja, die Here het geweet ek het hom nodig by my. Toe kry jy 'n double blessing. Ja. Dis vir my interessant, 'n mens kom baie keer op 'n punt wat van die gaste wat al hier was, wat ook getuig het en gesê ek voel ek wil my lewe neem. Maar een van die beste tree, en dit is versekerlik wat in jou lewe ook gebeur het, jy het nie jou lewe geneem nie, jy het jou lewe gegee. Ja. En daardie is so 'n pragtige Bybelse beginsel waar jy jou lewe moet neerlê en gee. En dis vir my ook kosbaar van Lukas 9 vers 23 wat die woord van die Here vir ons sê: indien enige my wil volg, moet jy jouself verloon, elke dag jou kruis opneem en my volg. Amen. So daar gee jy toe jou lewe aan die Here oor. Hoe het dit gebeur en wat was die proses gewees?
Ek het een aand, ek het die Vrydag aand uitgegaan en die Saterdag aand, toe het ek 'n fliek gekyk, Miracles from Heaven. Ek het ongelooflik baie gehuil en dit was nie oor die fliek nie, dit was 'n baie hartseer fliek. Amazing, eintlik net overwhelming. Maar dit is al die verkeerde dinge het so in my kop begin kom en ek was aangekla. Ek was aangekla met waarmee ek besig is. En ek het toe begin besluit ek gaan nie, my salaris gaan nie na drank toe nie, maar ek gaan klere koop. Ja. Maar ek het, alhoewel ek besluit het ek gaan nie meer uitgaan nie, het ek nog steeds by die huis gedrink. En ek het hom toe ontmoet en hy het vir my begin bid en hy het my voete en my Bybel gesalf sonder dat ek weet. En dit was by die werk, was daar so na 4 is dit beer o'clock, dan mag jy nou ietsie drink. Ek was op pad om vir my wyn te gooi en ja, ek het soeibrand gekry nog voordat ek 'n sluk kon gevat het en dit is die laaste wat ek ooit so naby daaraan gekom het om vir my iets te gooi. Ja, want terwyl hulle wyn skink, bid ek daar my kantoor vir hulle. So En hy het ook my uitgenooi, voordat ons uitgaan het hy my uitgenooi na 'n preek toe. Kerk toe en ek was baie lank los in 'n kerk. Daar was 'n tyd wat ek weggedraai het van God af. En die preek het gegaan oor lig jou tas en gaan. As jy nie 'n verandering in jou lewe wil maak, moet jy maar jou tasie pak en jy moet gaan. En tot vandag toe, as ek met iemand moet praat oor besluite wat ek gemaak het, sit daai preek. Ek het geweet, dit het vir my gevoel ek's die enigste persoon wat in daai kerk sit. Dit was vir my bedoel en ek wou eers nie saam gaan kerk toe nie, ek was baie op my senuwees. Maar ja, so het dit gekom, baie gebid. En tot vandag toe bou ek net my verhouding nog steeds met God. Daar's nooit 'n eindpunt nie. Elke dag is net 'n stap nader. Maar dit is nie 'n wenloopbaan nie. Daar's nooit 'n einde nie. Ek kan nie verbeter. Ja. Cornelius, wat beteken dit toe vir jou as man, toe jy nou bid vir Marna en jy kan die verskil begin sien? Ja, kyk, ek was in die begin bietjie baie bekommerd, want ek het daar saam kerk toe gevat, en sy het langs my gesit, en terwyl die pastoor besig was met die diens, was my fokus meer op haar, want ek het die hele tyd gebid, Here, ek het basies gemanifesteer op haar, en ek het vir haar gesê, maar dit is die vrou wat ek soek. Ja. En so het dit toe nou gekom, dat ons begin gesels en alles, dit is nou van die ontmoeting se kant af, en ek het eers eintlik later aan besef hoe besig sy buite is met die partytjies en die alkohol en al daai goed. In die begin ken 'n mens mos nou nog nie alles nie. Ja. En so het gekom toe ons nou toe ek vir haar begin bid, as sy slaap, dan gaan salf ek haar skoene en haar klere en ek bid vir haar en alles. En dit is 'n proses wat gebeur het, dit stelselmatig gekom, so sy het nie eendag net besluit, dis nou klaar nie. Ja. En elke dag kon ek net vir die Here sê, dankie, ek sien 'n verskil, en dis nie deur my dat sy opgehou het nie, ons kan dankie sê vir die Here daarvoor, en van daai tyd tot nou toe, is dit elke dag net, ek kan sien hoe sy die trappies klim, in haar verhouding met God, en alle eer aan God daarvoor, so ek sal sê, ek het maar net in gehoorsaamheid gestaan vir dit wat God op my hart gesit het om te sê, bid vir haar, jy's die man vir haar, dis jy's die man wat ek vir haar gegee het, dis jou verantwoordelikheid om geestelik vir haar te veg. En van daar, soos ek sê, dag vir dag, stap vir stap, kan ek die verskil toe gesien het. En ek was dankbaar, want dit was baie naby en my ma het my weggestuur om te rehabiliteer, so dit is hoe dit gekom het dat ek opgehou drink het, was definitief die manier wat ek sou wou. Ek sou nie wou in 'n rehabilitasie. Dit was nie 'n geforseerde ding nie, dit was, Ja, dis interessant as 'n mens die regte tree gee, dan kan die Here jou kom bemagtig en hy help jou om dan hierdie pad saam met hom te loop. Ek praat laasweek met iemand en ek kom net skielik in my eie lewe tot hierdie besef, en dit is die volgende: as ek kies om saam die Here te loop, loop hy saam met my. Nou dis baie eenvoudig gestel, maar stap jy saam met die Here en hy stap saam met jou.
Dis hoekom dit vir my Jakobus 4 vers 8 wat sê, die woord sê, nader tot my en ek sal tot jou nader. Nou daar's 'n paar vereistes. Ek praat nou eendag met iemand en ons kom by the kingdom of God, T's and C's apply. Nou daai vers Jakobus 4:8 het ook T's and C's, want dit sê, gaan en reinig jou, maak jou skoon, werp dit wat nie van my af is nie weg, want daar is sekere vereistes, en dit het julle baie duidelik alreeds met ons gedeel nou, wat nodig is, wat ons moet doen, die beginsels van God leer ken, dit uitspreek en dit toepas, sodat die Here saam met ons kan loop. En baie keer as 'n mens nou so 'n bietjie teen die grond is, of die term down and out is, al wat die Here wil hê is, Marnetjie, kom na my toe. Ja. Want dan mag ek na jou toe kom, nader tot my, en ek sal tot jou nader. En dis wat die woord van die Here vir my so belangrik is, daar is beloftes, wat die waarheid is in God se woord, en hy sê, ek sal doen wat in die woord staan. Ekskuus, as ek ook iets kan byvoeg daarso. Ja. Baie keer, ek het al baie gehoor as ek met mense werk, want ek is in die kapelaanskap ook hier in Kouga, en dan hoor ek die mense sê vir my, ja, maar God is so ver van my af. Ja. En dan in die proses wat jy hoor, hoe hulle met jou gesels, hulle gaan miskien deur 'n finansiële probleem, huweliksprobleem, en dan hulle gaan soek die antwoorde op 'n verkeerde plek. So hulle gaan soek dit byvoorbeeld by alkohol, by dwelms, by kuierplekke. So dan gaan God bietjie ver voel van hulle af, want hulle kies 'n hele ander rigting om in te beweeg. Hulle gaan soek nie die antwoord by die een wat eintlik die oplossing vir hulle kan gee nie. So is net om by te voeg nou, dat jy weet, by dit wat oom nou daarso gesê het. En God is nooit te ver nie. Hy's alomteenwoordig. So ons moet hom net soek. Ja. Ja, hoe het jy dit beleef, Marna, dit wat hy nou van praat? Ek glo tot vandag toe, en ek probeer dit vir baie mense sê, want as gevoelings overwhelm, vat 'n dag en spandeer net in die woord en bid. Môre kan mens eintlik al die wêreld face weer, maar ek glo dit is belangrik om ons raak besig in daaglikse goeders, en ons vergeet, ons kan net na hom toe gaan. Ek sê altyd, lê dit by Jesus se voete neer. En ja, dit is eintlik einde van die dag al wat 'n mens dra. Dit wat jy nou sê, laat my dink aan hierdie hele terme wat 'n mens kan sê, klein treetjies in gehoorsaamheid. Ja. Na die Here toe. Gee hom die reg om groot deurbrake in jou lewe te bring. Ja. Want ons verstaan nie, en ek het dit die laaste tyd in my eie lewe besef, klein treetjies van positiewe verandering is op die einde van die dag 'n massiewe verandering. As jy elke dag, en as ons nou dink aan hierdie nuwe jaar 2026 wat vir ons lê en wag, as jy nou al kies om in 2026 klein treetjies in gehoorsaamheid te doen, dan kan dit aan die einde van 2026 'n geweldige impak in jou lewe maak. Ons wil almal 'n groot verandering in ons lewe sien, maar dit gebeur nie soos handomkeer nie, dit gebeur met daai klein treetjies in gehoorsaamheid. Wil ek amper sê, laat God toe om groot dinge deur jou en met jou te doen. Definitief. Ja, gehoorsaamheid is nogals iets wat ek hierdie jaar besef het, hoe belangrik dit is om gehoorsaam te wees. Iets wat ek agtergekom het ook die laaste jare is dat gehoorsaamheid is radikaal. Maar wat is my motivering om gehoorsaam te wees? Daarom, eerstens, vanuit 'n verhouding met my Vader, as ek vir hom lief is, en altyd by hom wil wees, in sy teenwoordigheid geniet, is gehoorsaamheid, wil ek amper sê, voor die hand liggend. Dan word dit nie 'n effort in 'n gesukkel en 'n poging wat jy moet aanwend nie, omdat jy so lief is vir Vader. Volg gehoorsaamheid
Natuurlik. En ek dink sommer terug aan toe Jesus net voor die kruisiging wat hy in Getsemane was. Ek sê altyd Getsemane, die grootste nee nog ooit in die geskiedenis, wat hy gevra het, Here, Vader, kan hierdie nie verbygaan nie. En in Getsemane het Vader vir hom 'n nee gegee. En dit het dit vir ons moontlik gemaak om met ons Vader hierdie persoonlike intieme verhouding te hê, maar dit was 'n groot nee, maar dit vir ons lewe gebring. Ja, skus, en ek dink dit is wat ons ook moet besef. Ja. Want veral met ons in die bediening en baie keer bid ons vir iets spesifiek en dan ons verwag die antwoord moet altyd ja wees. Ja. En dan voel dit vir ons, maar Here, U antwoord ons nie. Ja. En toe die Here een keer reg het vir my gesê, maar nee is ook 'n antwoord. So ja, dit is wat ek net wil byvoeg daarso. So ons soek altyd die ja vir alles. Ja. Maar as dit nie in sy wil is nie, dan en hy gee vir ons die nee, moet ons dit net so aanvaar soos asof hy vir ons ja gesê het. Ja. Net om dit by te voeg gedaan. Maar dis interessant, veral as mense hart vir die bediening het en vir verlore gaande mense, dan verwag jy altyd die Here moet nou 'n ja antwoord gee, maar hy antwoord ook 'n nee. En dan raak dit 'n probleem, en ek dink dan sommer terug aan arme Petrus wat net voor die kruisiging toe die soldate Jesus in hegtenis wou neem, toe spring hy tussen beide. In die Engels klink so mooi wat Jesus vir hom sê, "Get behind me, Satan." En Petrus se hart was reg. Hy wou sy Jesus red. Hy wil nie gehad het hy moes gekruisig word nie, maar daar moes Jesus ingryp en hard met Petrus praat en hom sê, "Wyk Satan, want dis nie die Here se plan vir my lewe nie." Cornelius, so ietsie van jou kapelaanskap, ek het al 'n paar mooi voorbeelde gehoor wat jy vir my genoem het waar jy ingeroep was. Vertel ons 'n bietjie van dit. Ja, kyk, net ons 'n bietjie terug te gaan in 2021 het ek met my teologiese studies begin deur Lux. Alhoewel ek in 2011 het die Here al die visie vir my gegee van ek gaan 'n kerk gaan plant. En daar is ook net 'n baie mooi voorbeeld, nie ons tyd nie, maar sy tyd. Amen. Want die Bybel sê, wanneer die tyd reg is, sal ek vir julle gee wat ek vir julle beloof het. Ja. So in 2021 het ek met my teologiese studies begin. Einde 2024 het ek klaargemaak. En toe sluit ek aan by die ECCSA, hulle is die Emergency Services Chaplaincy. Ja. So wat ons doen is, ons gaan uit na al die nooddienste toe. So of jy nou by die polisie is, by die brandweerstasie, ons boots on the ground, law enforcement, so ons gaan, die Engelse woord sê, ons is hulle spiritual support. Okay. En elke keer as ek met hulle gesels, dan sê ek vir hulle, vir al die mense wat lekker fiks moet wees. En dan sê ek vir hulle, julle, die mense wat in beheer is van julle, maak altyd seker dat julle fisies fiks moet wees. Ja. Veral as julle moet hardloop, of julle moet iets doen, of julle moet iemand uit 'n huis uithaal, wat nou afbrand of wat ook al, maar jy weet, wie kyk na die spiritual en emotional, so dit is wat ons doen. En dan die meeste tyd, nou die afgelope tyd wat ek betrokke is by dit, is ons baie by motorongelukke betrokke. Natuurlik ons doen trauma support, ons doen debriefings met die, ek ken nou nie die lekker Afrikaanse termes vir dit nie, omdat ons in Engels maar met hulle werk. So dit is wat ons besig is mee. En so ons vat basies, hulle sê ons, soos ons altyd sê is, ons vat Jesus na die toneel toe. Ja. Want as jy op 'n toneel is, as byvoorbeeld as jy daar staan, jou man is in 'n motorongeluk, hy sit vas in die voertuig en almal weet hy's nou oorlede, die laaste ding wat daai vrou nou aan dink is vir iemand om langs haar te staan om vir haar te bid. Ja. So ons is net daar, ons is daai, hulle noem dit daai quiet presence, daai stilte teenwoordigheid, net om vir haar te sê, iemand is hier so vir julle. Jy weet, ons is hier vir julle, ons is hier om te ondersteun. En ja, dit is maar wat ons doen by die kapelaanskap. En natuurlik is dit nie net vir die nooddienste nie. Die afgelope tyd is ons so baie betrokke met die gemeenskap. Dit is so oral waar hulle my nodig het. As hulle my bel, dan is ons daarso. En ons seentjie Caleb, hy ook al, as hy van vra wat wil hy eendag wees, dan sê hy ook 'n kapelaan. Okay. En hy's nou 6. En en as hulle my bel, en dan die eerste ding wat hy vir my sê is daar nou weer 'n call-out. Hy ken al die hele
termes en alles, en dan wil hy net die noodliggies aansit in die voertuig, so ja, nee, so hy wil omtrent in die voorbeeld volg, en my voetspore volg daarso. Ek was omtrent vir my MP. Ja. 'n wit MP vat en my pa se ou range moes ek aanwerk. Ja, want hy wil ook nou die hele uniform hê, so. En as Niels gaan in die aand, hy glo vas, hy moet syne ook aantrek. Ja. Yes, like. Ja. Jy het net iets genoem, Marna, van jy is aan die studeer en die Here het iets in jou hart begin werk. Vertel ons 'n bietjie. Ek het nog altyd, even toe ek van die pad af was, ek het nog altyd, ek was gesê Mama Marna, nog, ja, verlang. En ek was nog altyd lief daarvoor om met mense te help. Mense het nog altyd na my toe gekom. Nee. Ja. En ek het 2019 het ek 'n caregiving kursus gedoen. En toe gebeur COVID en ek het uitgevind ek is toe 5 weke swanger met Kayla. En ek het nooit my prakties klaar gemaak nie. Okay. En ja, berading, daar was 3 pastore wat al vir my gesê het, daar's 'n roeping op my lewe vir berading. En ek het dit gevoel ook, ek het dit geweet in my hart. En die gesegde is, jy weet wat jy weet wat jy weet. Ja. En ja, ek het hierdie jaar begin, ek het 'n bietjie uitgestel na my pa se dood. En toe wat ook eintlik toe nou goed uitgewerk het, want toe skuif ek van links af Harvest Time toe, wat 'n bietjie meer bied. Met berading, soos bietjie dieper gaan. Ja, vir die modules en die vakke. Ja, en ek het 'n hart vir human trafficking werk. En hopelik sal die Here my eendag daar gebruik in daai rigting om daai mense te help. Okay. Maar nou wil ek kom na die punt toe. Die beginpunt. Ons het nou lekker gesels en ook vir julle 'n bietjie beter leer ken en julle hart vir mekaar en julle hart vir die koninkryk. Maar nou is daar iets opwindend besig om te gebeur in Humansdorp en spesifiek Kempstraat 14. Ja. So Cornelius, laat ons hoor. Ons wil eintlik net bietjie met die agent gesels, want as jy op Google Maps intik, dan sê hy 12. Okay. So kom ons sê vir nou 1214 Kempstraat, ons sal dit net bevestig. Maar ja, ekskuus, oom het iets gevra, ek het dit nou gemis. Ons praat nou van hoe kom die adres? Okay, wat natuurlijk. Was daar? Wat van as ons nou tot die punt kom, wat gaan hier gebeur en wat het die Here in julle harte gelê? Ja, kyk, dit was die ou metodistiese gemeente gewees. En ja, hoe die gemeente op ons pad gekom het, is ook maar so getuie op sy eie. Want hy het vir redelik baie lank leeg gestaan. Ja. En ek het toe vir haar gesê, jy weet, ek gaan nie aansoek doen vir alles nie. Die Here moet die gebou na ons toe stuur. Ja. As dit vir ons bedoel is. Ja. En so bid ek die dag en baie mense ken ons nou al, want behalwe nou vir ons bediening hierso, met ons bediening ook op Kruiskyk TV, wat ons elke Sondag uitsaai. Wat natuurlik nou Saterdag daartoe geskuif het, maar dit was altyd onder 'n woorde bediening. En ons bid en die Here sê toe vir my, maar dis nie die naam vir die gemeente wat jy moet gebruik om te adverteer in dit nie. En ons bid en ek gesels met haar en ek sê, okay, bid jy nou 'n bietjie, dan gee jy jou name, ek gee my name en dan bid ons weer daaroor. En die Here kom toe met Filippense 1:6. Ekskuus, wil jy iets byvoeg daar? En ek gee toe vir ons Filippense 1:6 as ek dit net vinnig kan lees. Ja, asseblief. En dit sê vir ons dat ek is veral oortuig daarvan dat God wat die goeie werk in julle begin het, dit end uit sal voer en dit sal voleindig tot op die dag wanneer Jesus Christus terugkom. En hy gee toe die naam vir ons en ek bid toe en ek bepeins daaroor en die Here sê vir my, weet jy wat, as ons 'n bietjie na die geskiedenis kyk van die vers, weet ons, dit was toe Paulus in die gevangenis was. Ja. En hy het toe vir die gemeente 'n brief geskryf om hulle te bemoedig. Ja. En sy doel daarmee was om vir hulle te sê dat ongeag van dit wat gebeur, ongeag van die situasie wat hy in is, dit wat God begin het, hy doen nie 'n halwe werk nie, hy sal dit voltooi. Ja. So hy het hulle bemoedig dat God gaan iets nuuts doen, ongeag van waar jy mag wees. Ja. En ek gaan nog en ek bid weer vir die Here en ek vra, maar wat wil u sê daaruit? En hy vat my toe en hy sê toe vir my dat baie mense, soos Paulus wat in die gevangenis gesit het,
ons almal sit elke dag in 'n gevangenis. Ja. Of dit nou 'n geestelike gevangenis is, of dit emosioneel, finansiëel, in jou huwelik is, ons almal sit in 'n gevangenis. En hy sê toe, wat gebeur op 'n Sondag, maak ons daai gevangenis is 'n deur oop. Ja. Ons gaan kerk toe, ons word bemoedig, ons ontvang die woord, ons voel goed. Ja. Maar wat dan gebeur is, na die diens, gaan ons net weer huis toe en ons gaan maak die gevangenis se deur weer toe. Ja. So ons gaan maak ons weer toe in daai probleme. En hy sê toe vir my, maar dit is nie wat die gemeente wat ek vir julle gee, is nie waar dit gaan gebeur nie. In plaas van, en ek het net vir oom ook gesê dat baie keer as mense by die kerk kom, dan hulle voel hulle sitplekke is hulle ruspunt. Ja. En God sê toe vir my, daai is julle beginpunt. Okay. En hy wys toe vir my die prentjie van, ek moes nou mooi die Afrikaanse gedeelte met dit, maar soos 'n ruimtetuig. As hy in 'n stilstaande posisie is, beteken hy nie veel nie. Ja. Jy weet, maar wanneer daai momentum begin opgebou word, en hulle release basis van, kyk, hy's nou by ruspunt. Ja. Maar wanneer hulle daai kloue oopmaak, dan skiet daai ruimtetuig in die ruimte in en hy gaan maak 'n impak. Ja. Soos hy beweeg teen 'n spoed. En die Here sê toe vir my, maar dit is wat moet gebeur in die gemeente. Daai sitplek waar die mense sit wat inkom, dit is waar jy hulle gaan toerus om uit te gaan om disippels te En jy maak. gaan hulle lanseer. Ja, en soos daai ruimtetuig skiet, Ja. gaan hulle uitskiet en hulle gaan impak gaan maak, nie net in Humansdorp nie, maar in die omgewings daar rondom ook. Ja. So die sitplek wat jy inkom, is jou beginpunt om uit te gaan, om ander ook disippels te kan gemaak en om hulle die waarheid te leer van dit wat ons lees in die woord van God. Ja. So dit is toe die naam, jy weet, gekom het van die gemeente en so aan. En wil jy iets byvoeg met dit? So ons wil nie hê die mense moet net inkom en voel, want baie keer, ek en sy die ander dag daaroor gesels, vir al die jonger mense, hulle is eintlik die wat baie keer voel as hulle in die kerk kom, dat hulle het nie, hulle behoort nie, hulle het nie, soos hulle in Engels sê, a place of belonging nie, want hulle is besig met verkeerde dinge en al die tipe goedjies, so hulle voel daar's nie plek vir hulle daarso nie. So ons wil ons deure oopmaak, ons wil mense inbring en ons wil vir hulle sê, maar hoor, is ongeag van jou verlede, ongeag van mense se opinies oor julle of wat hulle te sê het oor jou. Hulle opinies maak nie saak nie. Dit is wat God van jou sê, wat hy van jou dink. Ja. En dit is waartoe ons vorentoe gaan beweeg. Ons kyk nie meer agtertoe nie. Hierdie is jou beginpunt om 'n verskil te gaan maak daar buite. So dit is wat ek maar kan sê oor dit gou-gou. Dit is maar interessant dat dit 'n nuwe identiteit in Christus is en ons het net 'n bietjie daaroor gepraat wat ek ook vir julle gesê het. Ek het net hierdie gevoel van, in die Engels het ons praat van Jesus as die teacher of dan die leermeester. Ja. En ons het vroeër daar ook gepraat van predikante as 'n leraar. En toe het ek ook vir julle genoem dat dit nogal op my hart, dat dit 'n plek is waar by beginpunt, die nuwe kerk waar julle gaan wees, waar julle mense gaan leer. En gaan toerus, sodat hulle die waarheid kan leer ken, soos wat Johannes 8 vers 32 sê, julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal julle vrymaak. Ja, en wat ek ook net gou daar wil byvoeg, met die wat ek gesê dat, jy weet in die ruimtetuig, ons wil hulle moet uitskiet om impak te maak, en dit is waar ons kan kyk in die boek van Matteus, waar ons die opdrag het wat sê, gaan dan heen, maak disippels, doop hulle in die naam van die Vader, en die Seun en die Heilige Gees, en leer hulle om te onderhou dit wat ek julle beveel het, soos ek net vir oom ook gesê het, so hierdie is dis 'n voortdurende proses. Dis nie iets wat ons nou doen en dit hou op nie. Want die een word toegerus, hy word geleer, hy gaan maak 'n impak. Daai persoon gaan weer aan en hy gaan aan en hy gaan aan. So dit is wat ons regtig wil doen. Ons wil die mense in die sitplek kry net om hulle weer uit te stuur, om daai impak te gaan maak. Ja. Marna, wat gaan julle doen rondom klein groepe of klein geloofsgemeenskappies binne nie? Het julle iets wat julle beplan rondom dit? Ons wil definitief help. Ek persoonlik wil by die tieners wees. Ek dink om 'n tiener te wees is 'n baie moeilike tyd, want jy's nie meer 'n kind nie en jy's nog nie 'n volwasse nie. So tussenin. En baie van hulle verloor hulle ken nie hulle identiteit nie, so dit is belangrik.
ek wil graag vir hulle leer en hulle identiteit in Christus te leer ken. En dan vir al Niemandsdorp kort hulp. Hulle kort hoe kan ek sê education, oor wat in die woord staan en die waarheid in die woord. Vir al die wat vasgevang is en soos ons vroeër gepraat het in die shame en die guilt. Maar die kleiner gemeenskappe het dit nodig en ons wil uitgaan. Ons wil nie net sit in die kerk nie, ons wil uitbeweeg. Ons het gisteraand 'n fliek gekyk, nogals en ek glo nie dis toevallig nie, wat die kerk ook besluit het hulle draai, want die kerk het al hoe minder en minder geword. En daar was 'n man wat by die dominee opgekom het en hy het gevra vir hulp. En al wat die dominee gegee het is geld. En 'n dag daarna, toe is daai man voor die kerk se deur op die stoep. En dit het die dominee geraak en maar dit het gehelp om 'n keerpunt te maak, anders te om. En ook besluit dat hulle moet uitgaan. Dit is die mense wat daar's 'n vers in die Bybel, dit is nie die siekes wat die dokter nodig het nie. Die gesondes. Die gesondes. Ja, dis nie die gesondes. Dis nie die gesondes wat Jesus voorgekom het nie. En ek dink ons verloor ons gebrokenis van hart. En om by te voeg ook oor die fliek wat ons gekyk het, want die dominee toe nou 'n diens gehad en hy sê toe vir hulle, jy weet, die man het gekom vir hulp en niemand was daar om hom te help nie. En hy vra toe vir die gemeente, maar waar was die kerk? En ek sê toe gisterand vir, en ek dink ek het vir oom het ook gesê, ons wil meer wees as kerk. En meer is net die gewone tradisioneel van kom op 'n Sondag, gaan huis toe. Oom het nou gepraat van die klein selle en die groepe en alles. So ons wil regtig, want ons het altyd gefokus op Jeffreys Bay. Jy weet, ons wil hier gemeente plant. En ons het baie lang gebid daaroor en alles, en heeltyd werk dit net nie uit nie. En dis ons kyk heeltyd vas in die finansiële struikelblokke. En sy kom toe eendag na my toe en sy sê toe vir my, as ons heeltyd gaan vaskyk in die finansies, gaan ons nooit 'n gemeente plant nie. As ons heeltyd in dit vaskyk. En ons bid so in hierdie gebou kom toe nou so, en ons begin toe met mense gesels en ons wil nou nie name noem nie, maar ek wil net baie dankie sê toe vir almal wat aan boord gekom het om finansiëel toe by te dra met dit, want hulle het gevra, hulle wil nie, jy weet, ons moet nie name noem nie, hulle doen dit nie, sodat mense weet hulle het gehelp nie. Maar binne 'n kwessie toe van 2-3 dae het die Here die volle bedrag wat ons nodig gehad het, jy weet, om die gebou ons laat vir hulle om die sleutels vir ons te gee. Het die Here ons mee geseën, hy het voorsien, bo natuurlik voorsien met dit. So, wanneer dit, ekskuus wil jy het sê? Nee, ek denk, weet as jy hand lig, dan wil sy ietsie sê. So wanneer dit kom, ons wil nie net in ons gemaksone bly met beginpunt nie. Ons wil, soos omgeset, ons wil uitgaan, ons wil 'n verskil gaan maak. So ons wil ook in Jeffreys Bay sê, hoor, okay, maar ons het 'n plekkie daar waar mense bymekaar kan kom. Jy weet, om 'n celletjie daar te begin, huiskerk daar te begin, want dit gaan heiliglik en dis nie 'n geheim nie, maar dit gaan soos dit gaan daar buite, want baie keer die tieners ontvang nie die regte inligting by die huis nie. Die pa is nie in die posisie, hy lees nie die Bybel nie, hy bid nie vir sy gesin nie. En ek het die ander dag toe sê ek vir iemand, almal van ons wil gewig verloor, maar niemand wil begin oefen nie. So daar gaan 'n tyd moet kom dat die pa ook moet opstaan en begin sê, maar luister, ek vat nou die autoriteit in my huis, ek staan op vir my gesin, ek gaan 'n verskil begin maak. En ek glo as elke vader, nie net die vaders, die moeders ook, as elke persoon met dit begin, gaan ons klaar 'n verskil daar buite sien. Jy weet, heiliglik, en veral in Niemandsdorp, ons weet onlangs van die seun wat daar doodgesteek is in die skool. So ons hoofplan is ook om die skole in te beweeg, by besighede in te beweeg, en soos ek sê, om impak te maak. Impak te maak wat waarde het. En so dit is van my kant wat ek daar kan noem. Jy wou nou iets gesê het. Nee, ek wou net sê, voor die deur oop gegaan het, was ons poging om huiskerk te begin. En dit is ook waar ons besef het, jy moet begin, jy moet 'n poging hê, voordat iets kan, as mense dit gaan sit en hoop dinge gaan gebeur.
Ja, Marna, jy het so 'n rukkie terug voor ons op die lug gegaan het, jy het vir my 'n videoetjie gewys van die gebou en dit lyk indrukwekkend. En dit was die Methodiste kerk vir hoeveel jaar omtrent? Ek is nie seker vir hoeveel jaar nie, maar ek weet hy het vir 5 jaar het hy leeg gestaan net na COVID. Ja. Maar ek dink dit Ek dink op daar is 'n bordjie buite wat sê ek dink is iets van plus minus 65 jaar. So is in die 1980s. Ja, is 'n baie redelike ou gebou. Maar ons is besig ons het nou die klankstelsel al gaan opsit. Ja. Ons wil so 'n bietjie uitverf. So ek wil ook net noem vir die mense wat luister en kyk dat wanneer hulle moet onthou ons is nou 'n nuwe gemeente, so ons werk heidaglik met wat ons het. Ja. So ek wil nie hê hulle moet daar aankom met 'n verwagting van dit, jy weet hierdie dis nou dit gaan lyk nie. Ja. Ons om eerlik te wees, ons het nog nie 'n orkes nie, ons het nog nie eens iemand wat sing nie. Maar ons is besig met oom sal natuurlik seker nou vir pastoor Willie Botha ken. Ja. So wat hy gedoen het is hy help gemeentes wat nie 'n lewendige orkes het. Wat kan sing nie, so hy doen die hele die agtergrondmusiek en alles, hy gee die woorde. Jy sit dit op en ek dink hy het gesê daar's oor die 200 gemeentes wat dit so doen. Ja. So dan plak jy net 'n mikrofoon by in en almal sing saam. En dan soos die Here se wil is, sal hy byvoeg soos hy moet. So ons wil sê as jy daar kom, moenie hierdie verwagting hê van jy weet dit is hoe dit nou gaan wees nie. Ja. Ons begin nou eers en as iemand daar buite is wat 'n talent het vir sing, wat wil betrokke raak met jy weet veral by die kinders, wat wil deel word van die span, sal meer as welkom om met ons te gesels. As ek nou mag vra 'n datum min of meer wanneer julle die eerste diens wil doen? Ja, kyk ons kyk omtrent na die 15de November, ja. So die 15de 'n opening is, so maar ook spraai, bietjie iets eet, Niels voorstel en die visie en missie deel met hulle en dan die Sondag wegspring. Ja. Nee, dit klink vir my opwindend en selfs ek wat nou 'n ou Humansdorper is wat selfs daar skool gegaan het en dink dit is wonderlik. Ek en my vroutjie het nou die dag verby die gebou gaan ry en net weer eens se ou vergewis van waar dit gaan gebeur. Maar ek wil vir julle sê dis 'n voorreg om hierdie te doen, klein treetjies in gehoorsaamheid. En soos ek net ook vir julle gesê het, ek het regtig op my hart om julle aan te moedig om mense te gaan leer. Want ons sukkel maar baie keer met onkunde. En as ons vat Hosea 4 vers 6 wat die woord van die Here sê, my mense, my volk gaan ten gronde as gevolg van 'n gebrek aan kennis. Ek het net gou gaan kyk vanoggend wat beteken rabbi. And in the context of the Bible, rabbi was a title of respect and authority for a teacher. It is used by itself or in conjunction with teacher to describe Jesus. So die hele idee van om mense toe te rus en te leer, nie net 'n preek te gaan gee nie, maar om die rol van 'n leraar te kan vervul. En as ek so na beide van julle luister, julle het gestudeer, julle studeer nog steeds. Ek maak die jaar klaar. Met my BM en jy maak volgende jaar klaar. So. En die wonderlike ding van dit is julle weet wat dit is om te leer, so julle kan verstaan wat dit is om iemand te leer en dan die voordeel te kry om weg te breek uit onkunde uit, sodat die waarheid ou kan vrymaak. Amen. Ja, en ek wil ook net byvoeg daar, want natuurlik het ons dit nou al so 'n bietjie begin adverteer op sosiale media en so, en ek dink oom het gesien toe van die een persoon wat toe gevra het oor, maar is hier nie nou al te veel kerke nie? Hoekom nog 'n kerk? Hoekom nog 'n kerk? En hy's baie bekommerd oor die ledemate, soos ons nou daar gelees het. Wat hy gesê het, hy hoop nie ons steel hulle ledemate en so nie. So ons wil net so 'n bietjie daaroor gesels. Yes, asseblief. En die dag toe ek dit lees, dadelik binne my kom op, ek weet nie of oom die liedjie ken nie, maar daar's 'n liedjie wat sê, as God begin beweeg, wie kan hom keer? So daai woorde sê vir ons dat hy's nie 'n God wat stil sit nie, hy's konstant aan die beweeg. Amen. En dit gaan 'n probleem begin raak, soos of net die omblaai. Dit gaan 'n probleem raak as die kerk begin stagneer en stil staan. En wanneer dit kom by die evangelie, wanneer dit kom by die woord van God, kan daar nooit
meer is, daar kan nie te veel kerke wees nie, sodra ons die waarheid verkondig. Yes. En hierdie is natuurlik die fondasie van ons gemeente. Ja. En ek wil daar byvoeg en ek wil sê dat wanneer dit kom by die woord van God, dit het nog nooit gegaan oor oom, of oor my, of oor haar nie. Dit gaan altyd oor hom. Dit gaan altyd oor Jesus Christus, hy is die fondasie. En hy gee vir oom se salwing, ek ontvang my salwing, sy daar, ons elkeen het ons individuele salwing, maar wanneer ons by mekaar inhak, dan raak het 'n koöperatiewe salwing, en dis wanneer dit begin vloei, en dis wanneer dit begin impak maak, want daar's 'n eenheid. So dis hoekom ons is nie daar om lede te steel nie, ons is daar vir die wat nog nie hulle geestelike tuiste, wat dit nog nie het nie, wat nog nie tuis voel in 'n gemeente nie, ons is daar, kom besoek ons, as dit is wat die Here jou wil hê, is jy meer as welkom om te bly. So ek wil dit net bygevoeg het, ek weet nie of jy iets daar wil byvoeg in verband met daai. Nee, dis net belangrik om te onthou ons is 'n liggaam. Ja. En as die arm nie werk nie, as die hart nie werk nie, gaan die arm nie werk nie. Ja, Korintiërs sê vir ons dat jy weet die liggaam het verskillende dele, maar dis een liggaam, en net so is dit ook met die kerk van Jesus Christus. Ons is verskillende dele. Ons moet net saamwerk tot ere van God. Ja, iemand het nou vir my gesê, as jy gaan kyk na die inwonertal van die Kouga area, is hier hopeloos te min kerke om die mense te kan akkommodeer. En jy weet, ou kry nou maar hierdie negatiewe hoek waarteen iemand vir jou kan sê, maar hoekom nou nog 'n kerk? En ek dink ook die fondasie waarop jy bou as die ou Methodiste kerk, en dat wil ek amper sê, die gebou is 'n Jesus gebou, en nou kan jy hom net verder vat met 'n vars nuwe bries, en ek dink, ek voel in my hart, toe ons nou begin gesels het, ek en julle tweeetjies oor die program vandag, was daar net 'n opgewondenheid in my hart, oor dit wat die Here wil kom doen, deur beginpunt in Humansdorp in Kempstraat. En ek dink, dit gaan nie net vir die Kouga nie, maar vir die land, en dalk vir die wêreld ook baie beteken. Want jy kry dalk iemand wat nou al hoe lank wonder en vra en twyfel, en skielik is hier 'n antwoord by beginpunt. Ja, en soos die skrif wat Paulus sê, hy sê, ek is veral hiervan oortuig. So hy het nie gewonder nie, hy het nie getwyfel nie, hy sê ek is hiervan oortuig. En dit is waarop ons wil bou, die mense moet inkom en oortuig, hulle moet kan weet dat dit is waar God iets wil begin doen met my. Ongeag van my titel as 'n dwelmverslaafde of wat ook al dit mag wees. Hy is 'n God van tweede kans, en dit is jou nuwe begin. Sodra jou hart oop is om te ontvang en bereidwillig is om uit te gaan, om te gaan doen dit wat God op jou hart sit om te doen. Ja, en ek dink, dis ook die Here se hart om die gebrokenis van haar te bevry, en soos wat jy net ook genoem het, jy weet, die persoon gaan dalk kerk toe, hy kom uit die gevangenis uit, en gaan kerk toe, gaan terug huis toe. Want dit is 'n gemaksone, stap weer in die tronksel in, en ons het vroeër ook gepraat oor die hele ding van die Israeliete wat nie Egipte land, die slawerny wou verlaat nie, en hoeveel God moes doen rondom die pla, en Moses wat op die oomblik ingestem het om die Israeliete uit die gevangenis te bevry, en die ergste was, hier kom hulle by die Rooi See aan, die Egiptiese weermag is op hulle stert, en hier staan arme Moses voor die Rooi See, en hy sê, Here, jy weet, ek wil hierdie job gehad het nie, wat nou? En die Here sê vir Moses, wat het jy in jou hand? Hy sê, Here, asseblief, kyk hoe lyk dit? Die Here sê, daai staf, want hy sê toe uit 'n staf in sy hand, hou hom net oor die Rooi See, dan maak ek die Rooi See oop vir julle. En die hartseer ding is ook op 'n stadium, wat die Israeliete die 40 jaar in die woestyn rondgedwaal het hulle terugverlang na Egipte, na die slawerny. En dis hoekom ek voel ook dit wat julle mense gaan leer, is om van slawerny ontslae te raak. 'n Ding wat wettiglik oor jou lewe heers. En dan kan jy deur dit wat jy geleer het, uit die woord van God, kan jou vrymaak en kan jou waarlik vrymaak. En jy hoef nie terug te struikel
in 'n lewe van gevangenskap, ballingskap, maar jy kan in 'n lewe instap van oorwinning tot eer van God. En wat ek ook wil noem is, wat op ons hart is met dit is dat ons wil, die Engelse sê so mooi, ons wil back to basic gaan. Ja. So ons het soveel planne met jeugaande wat ons wil doen. Yes. En ons wil graag al die ander jeug ook betrokke maak. Nie net ons nie. Bietjie hande vat in die kou gaan. Laat ons hande vat. Ons het klomp planne en alles. En net om terug te gaan om gemeenskap te hê, om saam met almal te wees, om woorde te deel, brood te breek soos hulle sê. Ja. En net rondom God se woord te wees. So Ja, ek wil net konstant ook betrokke wees. Ek weet baie mense soek nie hulp nie of wil nie gaan praat nie, ongelukkig kos dit geld. En dis ook waar ek as iemand berading kort, ek wil daar wees. Ja. Ek wil by die kerk wees. Ek wil hê mense met vrymoedig kan besluit. Ja. Hulle wil gesels, want dit is ongelukkig een van die myn redes hoekom baie nie uitreik na hulp nie. Hulle weet nie waar nie, hulle weet nie hoe nie, so Ja. En baie keer sit hulle ook in 'n finansiële gevangenis en hulle kan sê maar luister, daar is nie geld nie. ek het nie die finansies om met Marna te kan gesels nie. Ja. En ons het daaroor ook gebid en ons het gesê maar luister, hulle kan kom, julle hoef niks te betaal nie. Ja. Kom gesels met haar. As die Here jou lei om 'n donasie te gee, dan gee jy vir haar donasie, maar ja, ons het gesê geen finansiële verpligtinge om nou te betaal as jy met haar wil gesels nie. So ja, so dit is wat ek ook net gou daar wil noem met dit. Ja, ek dink die eerste tree tot hulp is om jou hand op te steek en te erken. Ja. Ek het hulp nodig. Ja. En dis altyd die grootste beginpunt na bevryding of na oorwinning of 'n lewe in Christus, is om jou hand op te steek en te sê ek het hulp nodig. En dis nou waar jy kan inkom, Marna, waar jy mense se hand kan vat en kan sê kom. Ek weet dit is moeilik. Ek weet uit eie ondervinding uit. Ek weet dit is moeilik om daai besluit of hardop te kan sê. Ja, maar mens weet dit. En ek dink dis hoekom die Here die naam op ons hart gelê het, is van begin net. Ja. As jy nie nou gaan begin nie, gaan jy nooit begin nie. So begin net. Ja. So ja. Ja, en dit is vir my, dit gaan maar oor daai eerste tree en ek praat baie keer van die na die 40 jaar in die woestyn wat die Israeliete by die Jordaan aankom, hier is die sogenaamde beloofde land. Josua is die nuwe leier en die Here sê vir hom, Josua, ek hoor jou hart en ek verstaan dat jy nou keelvol vir die klomp Israeliete is, hierdie kinders van my, maar sê vir die priesters wat die ark dra, net om hulle voet in die Jordaan wat in vloed is te kry, dan sal ek die Jordaan blokkeer en stop, sodat jy droog voet kan deurstap. En as ek nou ooit bemoedig was in my lewe al, is dit die Jordaan. 'n klein treetjie in die vloed het God die reg gegee om die Jordaan te mag stop, sodat die Israeliete droogvoet kon deurstap. En ek wil julle ook aanmoedig. Dit mag dalk op 'n stadium lyk asof hier nou 'n vloed rondom julle is, maar gee nie daai klein treetjie in geloof, in gehoorsaamheid met liefde, sodat God die groot ding vir julle kan doen. Hy sal die res doen, Ja. Nou toe mense, julle sal dit nie glo nie, ons program is verby in 'n oogwink. Time flies when you're having fun, ja, soos hulle sê. Ja, dis omtrent so. So Cornelius, ek wil vir jou vra om vir ons af te sluit in gebed, maar ek weet dit is gevaarlik om vir 'n pastoor te vra. Die gebed kan dalk lank aanduur, so ek wil net 'n kort gebed. Voor ons nou terugkom het, nou sê sy nogals vir my, gee net vir my ook geleentheid om iets te sê. So ja, nee. Nee, ek moet sê, julle tweeetjies is vir my 'n baie kosbare span en ek kan julle liefde sien vir mekaar en dit is wat dit die antwoord vir die kouga in ons omgewing is in gesonde gesinne. En ek glo ook dit is wat julle gaan doen, Cornelius, om mans te bemoedig en te bemagtig om waarlik waar hulle rol as hoof, koning, priester en profeet in sy huis op te neem. Ek wil net vinnig iets sê. Ek weet as 'n mens klein kinders het, kan 'n mens dit nogals baie keer terughou om die kerk toe te gaan nie, veral as 'n mens besige kinders het. Ons wil ook 'n veilige omgewing skep vir dit ons albei het
Ons sal hulle besig hou terwyl die ouers luister. So die kindertjies is meer as welkom. Meer as welkom, ons wil dit regtig baie gemaklik maak. Nou Cornelius, hier is jou geleentheid om vir die Here eer te bring en dankie te sê. Vader, baie dankie vir die geleentheid wat ons gehad het, Here, om by mekaar te wees, om net so 'n bietjie rondom die woord te kan sit, Here. Here, soos Paulus sê, Here, hy sê dat ek is hiervan vas oortuig, Here, dat hy wat die goeie werk begin het, dit sal volëindig. En vandag kan ons weet, dat ons weet, Yes. Here, dat U dit binne ons sal voltooi. Here, dat U wat dit hier binne begin het, Here, dat U nie halwe werk doen nie. Here, vandag sê ons dankie vir elke persoon wat ingeluister het. Amen. Here, dankie vir elke persoon wat U gaan stuur na ons gemeente toe, Here. Here, dat ons hulle kan leer, sodat hulle kan uitgaan en 'n verskil gaan maak. Here, om disippels, opregte disippels en volgelinge van Jesus Christus te maak. Here, vandag wil ek bid en ek wil dankie sê, Here. Here, vir oom Gabriel, vir die uitnodiging. Here, ek wil bid, Here, dat U hom ook net sal seën, Here. Amen. Here, dat U hierdie program sal vat van heerlikheid tot heerlikheid. Here, van krag tot krag. En mag U hom seën tot eer van God. En dit is my gebed in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Amen en amen. Amen. Nou toe julle alles wat mooi is, ons sien uit na die beginpunt.